Dankie. Nou ons skriflesing is vanmôre uit die boek Jakobus, door agter in die Bybel. Jakobus, die 5de hoofstuk. Goed. Jakobus 5 vers 7. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld die profete, wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie, nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eed nie, maar laat julle ja, ja wees en julle nee, nee, sodat julle nie onder oordeel val nie. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalms sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en menigte sonde sal bedek. Tot sover. Soos ek gesê het, ons is besig in die 3de boodskap oor goddelike genesing. Dit is 'n baie kontroversiële onderwerp in baie situasies, maar hier by ons is daar sekerheid. En dit wat ons gelees het is Jakobus se voorskrif vir die kerk. Hoe moet ons maak met siek mense in die gemeente? En ons sal daarby kom later aan, soos dit vorder. Vanmôre gaan ek net 'n oorsig oor die siektes gee wat in die hart van die mens ontstaan. Nou hierdie hart kan ook siek word, maar hier is die hart. Die hart hier word genoem kardia in die Grieks. Hierdie is nous. Dit is 'n sentrum. Die hele menswees word hier gefokus op die grootheid wat God daar geplaas het, ons harte. So, daar is siektes wat hier ontstaan. Meeste siektes ontstaan hier. Ons praat van psigosomatiese siektes en so meer. Maar as die hart gesond is, is die mens gesond. Nou kyk ons na die hart net kortliks om te verduidelik. Hier is 'n hart, en binne in daardie hart is daar negatiewe magte en sondige magte, soos haat en verdriet, en teleurstelling, selfverwyd, vrees, bitterheid, wolke en sonde en so meer. En ons reël, veral in berading, is dit, wat ek hier het, gee ek in ons verhoudings, beslis. Nou hierdie hart is vol van negatiewe dinge, wat sonde is, wat donkerte veroorsaak. Die woord van God kan nie daarin kom en verandering bring nie. Want daar is te veel dinge wat die woord smoor. Goddelike liefde kan ook nie hierin indring en verandering bring nie. Want die liefde word gesmoor deur die dinge daar buite of daar binne. So wat gebeur nou? Dit wat ek hier het, gee ek buitekant toe. En daardie boompie verteenwoordig my buitelewe, my verhoudings, en dit wat ek produseer uit my hart uit na buitekant toe. Ons praat van vrugte. Daar is siektes, rebellie, moord, daar is baie goeters. Ek gee dit
as my hart nie reg is nie. Dit ontstaan na buite. So die hart het die oorsprong van baie siektes. Paulus waarsku in Hebreërs 3 vers 15, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle nie hart soos in die verbittering nie. Daar's mense wat verbitterd geword het, hulle harte verhard het teen God daar in die woestyn. En dan sê hy in Hebreërs 12 vers 15, pas op, dat niemand in die genade van God veragter nie. Pas op daarvoor, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. So mens kan ander affekteer met wat hier uitkom. Bitterheid dra oor na my verhoudings. So daarom kom daar aanhoudende siektes in baie mense se lewens. En hulle weet nie waar kom dit vandaan nie. Ek bly net siek, kort as ek siek, kort as ek weer siek. Is die probleem nie dalk daar nie? Daar kan ander oorsake ook wees. Maar as hierdie hart gesond gemaak word, gebeur die volgende. Emosionele genesing vind plaas deur die vrug van die Gees van God, as jy die Heilige Gees het, as jy sy kind is. Efesiërs 5 vers 9 sê die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid, geregtigheid en waarheid. Maar die vrug van die Gees wat 'n mens dra uit 'n hart, wat gesond is, wat so lyk na binne, daar's genade en waarheid wat funksioneer. Ons weet van Johannes 1 vers 17 waar die Bybel sê, die wet het deur Moses gekom, genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Dit is met respek gesê, die inhoud van die lam van God, om genade en waarheid aan die mens te kom toebedeel. En as jou hart dit ontvang, word dit gesond. Dan is daar 3 groot kragte wat Paulus van praat, geloof, hoop en liefde. Dis die kragte wat 'n kind van God nodig het om gesond te lewe. En natuurlik Jesus op die troon. Maar wat het ek? Wat gee ek? As ek gesond is, as ek vervul is met die Heilige Gees, dan gee ek die vrug van die Gees. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit is kragte. Dis verskriklike sterk kragte wat die mens in sy gees, siel en liggaam en verhoudings kan genees. So daarom is baie mense siek, hulle het nie die vrug van die Gees wat hulle kan gesond maak nie. Dink net aan die krag van blydskap. Nehemia 8 vers 11 sê, die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Ons kan elkeen so uitbrei, maar kom ons gaan aan. Dan word ek gesond van binne. En as daar baie siektes wat my kan aantas nie. En as ek siek is, kan ek gesond word. Maar daar's natuurlik iets wat ons moet doen daarby. Ons moet die wapenrusting van God aantrek, sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel, sê Efesiërs 6. Dis 'n bykomende faktor vir genesing, is die weerstand teen die magte van die duisternis. Lees Efesiërs 6. Maar goed, genesing, wat is die kragte en die fokuspunte van goddelike genesing? Goddelike genesing, die term kom nie in die Bybel voor nie, maar is 'n beskrywende term vir die genesende krag van die versoening van Jesus Christus en sy bloed. Wat is die fokuspunte daarvan, as ek nou wil hierdie terrein verken? Want ons moet dit verken om te verstaan wat gaan aan. Wat gaan aan in kerke? Goed, die eerste fokuspunt is Jesus, die geneesheer. Hy self is die groot geneesheer. Ons sing baie keer, Jesus is ons groot geneesheer, en hy wil ons genees. Miles Monroe sê, if you are waiting for the healing before you look for the healer, you are going to wait a long, long time. As jy net wil genesing hê, maar jy kom verby die geneesheer en soek jou genesing op ander maniere, gaan jy lank wag vir genesing. So, die tweede fokuspunt is jou skepingsdoel. Baie mense verstaan dit nie, ek hoop is duidelik daar. Jou skepingsdoel. Goddelike genesing het alles te doen met jou, met die rede vir jou bestaan en met die rede vir jou skepingsdoel. Wat moet jy doen op aarde? Waarom is jy hier? 'n Gesonde lewe is belangrik om jou skepingsdoel te vervul. God het jou gemaak
om 'n wenner op hierdie aarde te wees, om produktief te wees, om effektief te wees, om sinvol te lewe en sinvol te sterwe. En nou sê iemand, hoe meer jy betrokke is in jou skepingsdoel, hoe gesonder sal jy wees, en dit is waar. As ons in die diens van die Meester staan, gaan hy ons sterk maak, en ons skepingsdoel, as ons dit vervul, maak dit jou geestelik, fisies en psigies sterk. So, elkeen van ons is met 'n besonderse en goeie rede op hierdie aarde. Jy's nie 'n ongelukkie wat gebeur het nie. Jy's bepaal deur God, lank voordat die wêreld gemaak is, het hy geweet, jy gaan hier wees en ek. Daarom raas Jesus met die mense en sê, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? Hoekom vervul jy nie jou rede vir jou bestaan op aarde nie? Hoekom soek jy nie na die doel van God met jou aarde, jou lewe op aarde nie? Hier's 'n aanhaling wat sê, until purpose is discovered, existence has no meaning, for purpose is a source of fulfillment. Jou doel bepaal wat is jy en wie is jy en hoekom is jy hier. Dis die tweede fokuspunt, jou skepingsdoel. Die derde fokuspunt in genesing is God se wil. God het nie vir Job gesond gemaak nie. Ons weet nie hoe lank was hy siek nie, totdat God sy doel bereik het. Job het gebid, hy het gekla, hy het sy geboortedag vervloek en allerhande goed, en almal het hom verlaat en veroordeel en gekritiseer. Maar totdat sy hart verander het, en hy God se doel met sy lewe gesien het, kon God hom nie genees nie. God wou nie vir Elisa gesond maak nie, ons het dit verlede keer ook al 2 keer gesê. Die Bybel sê, God wys aan watter siekte Elisa sou sterwe. 'n groot godsman. God wou nie vir Paulus gesond maak van demoniese foltering nie. Die Bybel sê, daar het 'n demoon gekom en Paulus met die vuis geslaan. En hy sê, ek het 3 keer hieroor gebid, dat dit sou op en dit is nie toegestaan nie. 'n duiwel wat Paulus met die vuis slaan, dit staan in die Bybel, nou wil mense ander storieetjies daaroor praat. Maar dit is wat dit is, 'n foltering om hom nederig te hou. Dis die doel van sy siekte gewees, elkeen het 'n doel. So God wil soms sekere persone nie genees nie, want hy het 'n hoë roeping vir hulle, wat vervul moet word deur siekte, lyding of die dood. As jy die Bybel ken, sal jy verstaan wat hier gesê word. Daar's 'n doel in siekte, in lyding en in jou dood. Petrus sê dit so, so laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade, met ander woorde, met positiewe aksies. As jy ly volgens die wil van God, moet jy ly. Hy gaan nie laat jy ophou ly, totdat hy sy doel bereik het nie. So, daar's nou 3 dinge wat ek wil bespreek. Die eerste is die gawe van gesondmaking. Die tweede is die geloofsgenesing. Die derde is goddelike genesing. Daar's 'n gawe wat sommige kinders van die Here het, om vir mense te bid en hulle word gesond. En die Heilige Gees sal daai persoon spesifiek na mense toe lei vir wie hy moet of sy moet bid. Dis nie elkeen wat hierdie gawe het nie. Die Heilige Gees gee gawes, soos hy hier sê, want aan een word deur die Gees die woord van wysheid gegee, aan 'n ander 'n woord van kennis, van weer dieselfde Gees, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. So een kry die gawe, die ander kry daardie gawe. Daar's min wat die gawe van die gesondmaking het, omdat dit so verkeerd verstaan word. Hy gaan verder in Korintiërs 12, en God het sommige in die gemeente gestel, in eerste plek as apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. So hier het ons weer die genadegawe van gesondmaking. En die krag hiervan is die Heilige Gees. Hy sê het sekere kragte ook in die gemeente gegee. Dis die werkinge van die Gees van God. En dit gaan om die Heilige Gees
om genade en waarheid. Nou kom ons by 'n kontroversiële saak, wat is geloofsgenesing? Geloofsgenesing verwag van God om te genees op voorwaarde en aandrang van die mens. En baie mense verstaan dit nie, en baie mense stem nie saam daarmee nie, maar gaan soek vir my hierdie onderwerp in die Bybel en jy sal hom nie kry nie. Jy sal hom nie kry nie. Geloofsgenesing vertrou op die mens wat die program van genesing aanbied, en hulle vertrou nie op God nie. Daar's baie mense wat kom en hulle hou sulke reekse oor geloofsgenesing. En dan is daar snaakse ding wat gebeur. Maar Jeremia 17 vers 5 sê hierdie woorde, en is belangrik dat 'n mens die woord van God moet opneem in sy waarheid. Vervloek is die man of die mens wat vertrou op die arm en wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Op wie vertrou die mense in 'n reeks oor geloofsgenesing of oor 'n diens daaroor? Op die persoon daarvoor, want hy of sy sê, kom, ek gaan vir jou bid, dan gaan jy gesond word. Kom, ek gaan vir jou die hande oplê, dan gaan jy gesond word. Geloofsgenesing ondersoek nie die oorsake van siektes nie, en dis waar dit verkeerd gaan. As 'n mens wil gesond word en jy is siek, moet jy gaan na iemand wat jou kan help om te kyk, hoekom is jy siek? Elke siekte het 'n rede. Hierdie mense staan dan kom massas mense vooruit en hulle bid vir hulle, en party val om en party val nie om nie. En dan word party gesond, party nie. En daar's baie bedrog hierin. Die krag van geloofsgenesing is emosionele manipulering. Ondersoek dit maar self verder, en as jy wil praat, kom praat met my. Die doel is gewoonlik geld. En ek sê nie die goed om mense sleg te maak nie, ek wil die waarheid aan u oordra, sodat u kan gesond wees. Daar's 2 geeste betrokke in geloofsgenesing, luister mooi. 2 geeste is betrokke in hierdie aanbieding. Die eerste is jou gees, jou eie gees. Die tweede is die gees van die geneeser. Daar's mense wat kragtige voordrag kan lewer en jou gees verbind met sy gees en met sy woorde. En soms is daar ook demone in so 'n situasie betrokke. En daarom sê Jesus hierdie woorde, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duiwels uitgedrywe en in die naam baie kragte gedoen nie? Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Daar's baie mense wat bid vir mense om gesond te word, baie kragte, en dan word die mense gesond of nie gesond nie. Meeste word nooit gesond nie. Daar is baie bedrog op hierdie terrein. Daarom moet ons dit bespreek en vir die sê, wat gaan aan in genesing? Wat is besig om te gebeur? Want daar's 'n spesifieke ding, soos Jakobus ons sê, hoe moet die kerk optree teen mense wat siek is? En dit noem ons goddelike genesing. Dis 'n holisties genesingsbediening wat God aan die kerk gegee het. Jakobus praat met die kerk en hy sê, is daar iemand onder julle wat siek is en so meer, die gemeente. Goddelike genesing is gebaseer op God se woord en op God se wil. Wil God jou gesond maak of wil hy nie? Wat sê die woord van God daarvan? So die oog van die siek mens is nie op 'n persoon gerig wat hier voor staan en dinge uitspreek nie, maar op Jesus, want hy is ons geneesheer. Hy wil mense genees. Mense kan jou nie genees nie, behalwe as hy die gawe van genesing het, die gawe van gesondmaking, dan kan hy of sy vir jou bid en jy sal gesond word. Hebreërs 12 vers 2 sê ons met die oog vestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof, nie op mense nie. Moenie op mense vertrou nie. Ons het Jeremia vir gelees, vervloek is hy wat op die mens vertrou. Dis nie reg nie. Moenie op my vertrou nie. Jy moet op Jesus vertrou. Die krag van goddelike genesing
is die bloed van Jesus, nie die preek van 'n mens nie. Nie mense wat loop en sê, ek het die gawe en hy het nie die gawe nie. Daai gawe moet bewys word. Dit moet werklik bewys word. Goed, daar's weer twee geeste betrokke in goddelike genesing. Soos in geloofsgenesing, die gees van die persoon en die gees van die persoon wat hiervoor staan. In goddelike genesing is die Heilige Gees, die eerste gees wat betrokke is. En Jesus spel dit so mooi uit in Lukas 4, waar hy sy bediening oorlaat aan die kerk en sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. Waarvan praat Jesus? Hy praat van mense wat siek is in die hart, mense wat siek is in die siel, mense wat siek is in die liggaam, mense wat siek is in verhoudings. Dit is die bediening van goddelike genesing. En dit het Jesus aan die kerk oorgelaat, wat dit wil aanvaar. Hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om mense te genees. En daardie krag het Jesus aan die apostels oorgedra. En daardie krag is vandag nog beskikbaar in die vrug van die Heilige Gees. Daar is genesende krag. En iemand wat vir iemand anders bid, moet vervul wees met die Heilige Gees. So dis die eerste gees wat betrokke is in goddelike genesing, is God die Heilige Gees. Die tweede gees is jou eie gees. Mense wil gesond word, maar hulle kyk net na die liggaam. My liggaam is siek, ek het nou, sê nou maar kanker. Nou moet ek gesond word. Nou moet ek net gesond word, want ek wil nie doodgaan nie. Ek wil nie graag nou doodgaan nie, ek wil nog lewe. Nou moet ek gesond word, nou bid vir my. Maar as daai persoon se gees werklik betrokke by sy siekte, of by God, by die Heilige Gees, wat sê Salomo? Die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid. As jy kontak maak met jou gees en die probleem na jou gees toe dra, sodat jy met God se gees kan kontak maak, dan kan jy gesond word. Waarom sê Jesus in Johannes 4, die Vader soek mense wat hom in gees en in waarheid aanbid. Hy sê die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid. Vrouens ook, ja. So, waar kom goddelike genesing vandaan? Jesaja 53 is 'n profesie omtrent Jesus se kruisiging. En hy sê in vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesus het aan die kruis gesterf vir twee doelwitte, hoofdoelwitte, daar's ander ook. Die eerste is om ons sondes te kan vergewe en ons te reinig daarvan deur sy bloed. Die tweede is om ons gesond te kan maak. Die kruisvrug is redding en genesing. En as jy nou mooi kyk wat ons in Jakobus gelees het, dan sê hy die gebed van die regverdige sal die kranke red. Die woord red in Grieks is sozo. En dit beteken al twee. Die vlak van genesing en die vlak van die redding van my siel vir die ewigheid. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom en deur sy wonde en daar vir ons genesing gekom. Dis beskikbaar vir die kinders van God. So, Jakobus sê nou, is daar iemand onder julle wat ly? Is iemand opgeruim? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red. Jy sien, sy nie genees nie, red. Dieselfde woord in Grieks. En die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Wat is daar wat genees moet word? Die gees. Is daar iemand onder julle wat ly, sê Jakobus?
Dit verwys na geestelike stryd, geestelike pyn, geestelike seer. Laat hom bid. Dis waar God en ek kontak maak is in my gees. As jy ly, bid en die gees van God wil met jou daar kontak maak en jou gesond maak. Die tweede is die siel. Is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Die emosies is die funksie van die siel. En nou sê as iemand opgeruimd is, laat hom psalm sing. Met ander woorde, as jy opgeruimd is jou siel gesond. Hou aan en sing. Jy weet wat 'n geweldige krag daar in sang is. Efesiërs praat daarvan, maar ek gaan nie nou op uitbrei nie. Die derde is die liggaam. Is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hom hulle naam van die Here met olie gesalf het en die gebed van die geloof sal die kranke red. En die Here sal hom oprig. Selfs as iemand sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. En dan sê hy, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. So in my verhoudings moet daar ook genesing plaasvind. As jy iets teen my het of ek iets teen jou, moet ons gaan praat oor die saak, dit regstel en dan word ons gesond. Baie mense loop met wrokke. Mense loop met bitterheid. En Job 5 vers 7 sê, want bitterheid vermoord die dwaas en naïwer maak die domme dood. Wat hier gebeur, het 'n effek op my buitewêreld en op almal met wie ek in verhouding staan. Is daar iemand siek onder julle? Is die liggaam siek? So Jakobus hanteer die hele mens en later ook die verhoudings as hy sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. So wat moet ons doen? Wat is die reeks handelinge hier? Die Bybel sê, vra die ouderlinge vir hulp, vir gebed. Die ouderling moet jou salf met olie. Dan moet 'n vurige gebed gebid word. Nie net, Here, maak hierdie ou gesond asseblief, want hy is siek nie. As die hart nie vol vuur is nie, Romeine 12 vers 11 sê, wees vurig van gees, dien die Here. Wees vurig van gees. En dit moet 'n kerkraadslid in besonder wees, en die voorgangers ook, en enige ander een. Vurige gebed het 'n effek. Hy sê, die vurige gebed van 'n regverdigheid groot krag. Weet jy wat gebeur as jy bid, en as vuur in jou gebed, die hemel gaan oop. Die demone van die hel vlug vir jou gebed. Hulle kan dit nie weerstaan nie. Siektes kan verdwyn deur die vuur van 'n hart wat God vertrou. Die volgende is geloof. Die gebed van die geloof sal die kranke red. Dan sê hy, ondersoek na moontlike sondes. As iemand na my toe kom en sê ek is siek, bid vir my, en sê ek nee, kom praat met my, maak 'n afspraak, kom na my kantoor toe, ons bespreek die oorsaak van die siekte, ons vind uit wat is dit, en as jy wil glo, dan kan ons daaroor bid. Dit is hoe dit moet werk. Dan moet daar belydenis van moontlike misdade gedoen word, soos ek reeds gesê het. Nou, dit is die program vir goddelike genesing in die Bybel. Nou ja, daar's baie manne van God wat hierdie dinge verstaan en wat hulle gemeentes seën met die waarheid. So mag die Here die waarheid wat vanmôre hier uitgaan, jou ook seën. En as jy dit toepas in jou lewe, sal jy gesond word of gesond wees. En as jy dit toepas in jou lewe, kan jy siek word. Want jy het nie 'n keuse of God siekte oor jou wil toelaat nie, maar oor die algemeen en praktyk, die normale gang van die lewe, kan ons regtig gesond gaan, want jy moet jou skepingsdoel vervul. Jy moet God se wil doen op die aarde. Hoe kan jy dit doen as jy gedurig siek is? So daar's iewers iets wat moet reggestel word, sodat jy jou skepingsdoel kan vervul. Mag die Here ons seën. Amen. Kom ons bid net saam. Vader, wonderlike Vader, hoe dankbaar is ons vanmôre vir u woord wat aan ons die waarheid openbaar. Wat Paulus sê in Hebreërs 4, want die woord van God is lewend
en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van ons harte, en dis waar ons die woord nodigheid het binne in ons harte. Gee ons genade om te besef met wat het ons te doen, met die waarheid en met die leuen. Dankie vir Uself, dankie vir die goedheid en die guns wat ons volg soos twee skaduwees elke dag, elke nag. Ek bid vir elkeen wat hier is vanmôre dat die seën van God op hulle sal rus, en dat elkeen van hulle, van ons almal, die Here se teenwoordigheid sal beleef in die week wat voorlê. In Jesus se naam, amen.